maar sit. Vanoggend, doen Lokkie my dit net bietjie sagter asseblief, dankie. Sodat almal nog kan hoor, maar dat ek ook net gemaklik kan praat. Ek weet, vanoggend is dit nie lekker om hier te wees nie. Dit is nie lekker om hier te sit nie, vir tannie, vir die kinders, vir die skoonkinders, vir die familie. Ek weet, dit is nie lekker om net te weet, jy sit hier en dis 'n foto, waarna jy kyk, en die oom is weg. Vanoggend, wel, dis al middag, hoekom sê ek vanoggend? Ek gaan my hart uit na julle toe as familie, en almal wat hierso is, om ook te ondersteun. Ons dink aan julle, ons bid vir julle, maar vandag is ons ook hier by mekaar, met 'n klomp trane en 'n klomp seer, klomp hartseer, en ons kom sit dit voor God. Ons kom nie vandag net om afskeid te neem nie, maar ons kom ook om 'n tyd voor God te spandeer. Ons vra vir God om sy teenwoordigheid hierso te bring. In hierdie pyn in hierdie trane in hierdie hartseer in. Bid ek dat God hier sal wees vandag en met ons sal kom praat. Vandag weet ek julle sit hierso met herinneringe, met stories, met goeie goed wat in die verlede gebeur het en dalk swaar goed, met sekere dankbaarheid in julle, maar ook met wroging, met pyn en vra. Dalk is julle hierso net want Christus wil juis vandag vir julle kom antwoorde gee. Jesus begin sy preek wanneer hy op die berg staan en hy wil preek, dan sê hy: geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En ek glo dis ook hoekom ons vandag hier is. Vir daai twee goed waar Jesus ook begin het as hy preek, deur te sê ons besef in lewe en dood is ons afhanklik van God. En in ons treur sê God, maar ek is naby aan julle. So hier waar julle vandag treur, waar julle nou al die laaste week treur en die pad vorentoe sê God, maar ek sal naby julle wees, ek sal by julle wees. Kom ons vat 'n oomblik en dan bid ons saam. Here God almagtig, ons kom vandag na U toe met 'n gebroke hart. Die mense sit hier so met 'n gat, 'n leemte in die hart wat gelaat is met deur oom Koenie se afsterwe. Here God, U ken elkeen wat hier sit, U ken die familie, U ken hulle verlange, U ken die stil plek in die huis, die plek wat leeg is, die trane wat oor die wange rol. Ons dankie dat U nie ver is van ons af nie, dat U na in die is wat treur. Here God, daarom vra ek vandag, kom troos deur die Gees. Dra hierdie familie, dra elke vriend en geliefde wat hierso is, dra ons elkeen. As ons nie weet hoe om die pad vorentoe te loop nie. Here God, dankie vir die lewe van oom Koenie. Dankie vir elke goeie herinnering, elke daad van liefde, elke oomblik van vreugde, elke spoor wat hy in iemand se hart getrap het. Here God, wees ook nou hier in hierdie diens teenwoordig. Laat U woord vir ons lig bring, laat U liefde ons omvou. Laat U vrede ons harte bewaar. Ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. Van God ons Vader en van Jesus Christus. Welkom hier in sy erediens. Hy is ook die een wat lei hierso wanneer ons aan oom Koenie ook dink.
Ons lied, en dit is ook die teks wat ons vandag gaan gebruik, is soos 'n wildspok smag na water. En ek dink dis waar ons nou heen gaan, is om daai lied te sing. Ons gaan op die orgel saam sing. In julle blaadjies is die woorde, soos julle daar kyk. En direk na dit gaan ons 'n paar foto's, so ons gaan staan vir die lied, na dit kan julle sit, dan gaan ons net 'n paar foto's van oom Koenie saam kyk. Dankie. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I feel the world, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look in mine. And so how do I say goodbye? Before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. You worked through the night so I could dream. Put your fears aside just to believe in me. Every scar told a story I didn't know. Every step you took, you walked alone. My father, my hero, my strength in the dark. You were the light when I couldn't find my spark. When the world felt heavy and hope felt low, you stood like a mountain, never let go. If I become half the man you are, I'll be okay. Wherever I go, my Father, my heel. It taught me respect, the folk pride of fame. Said, son, stay humble, remember your name.
early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. As ek die foto, hey, is ek nog aan? Neem so aan, al sy. As ek die foto so kyk, dan wil ek eintlik eers sê wat 'n klomp mooi kinders en kleinkinders en vroue die oom nie gehad nie. Dis altyd vir my so interessant en ek wil nou nie ek weet mos nou hoe die NG Kerk is, maar ek gaan nou maar sê, dis my so lekker om te sien dat 'n familie bestaan soos wat julle sin doen. Want daar's so baie mense wat koppig is, ek weet nie of dit die regte woord, maar hardkoppig is, en dan sit vir my lekker om te sien hoe 'n familie bymekaar kom. Hoe mense liefde leef, maak nie saak van wat almal sê van hoe jy moet lyk of wat die mooi prentjie is nie. Want dit is, as jy verby dit kyk, dan sien jy hierdie is die mooi prentjie. Maar dis ook hoekom dit vandag hartseer is. Want ons iets missing in die prentjie vandag. As ek vir hierdie oom kyk, ek het hom nie so goed geken nie, inteendeel het ek die stories wat mense my vertel van hom, is maar eintlik al wat ek weet. Dan kom ek agter, die oom het 'n lewe geleef, vol liefde, vol geluk, ja, maar die lewe het slegte goed vir hom gegee ook. En hy moes swaar dra aan sekere goed in hierdie wêreld. En daar was nie altyd net maklike tye en goeie tye nie, partykeer was dit moeilik en partykeer het oom Koenie deur goed moes gaan wat ek dink hy nie altyd eers oor wou praat nie. En so as familie het julle deur hoeveel goed moes gaan, wat dalk wil julle vandag ook nie daaroor praat nie, maar julle is hier, julle is sterk, julle is saam. Dis min dat daar 3-4 banke vol sit van familie, as ons begrafnis hou. Hier trek Christus julle by mekaar en almal by mekaar rondom die oupa figuur, die pa figuur, die man figuur in die familie. En die foto's van die oom wat sit en sy kleinkinders so op die wang soen. Ek dink dit was seker jy in die foto. Wat 'n mooi foto is dit nie, wat 'n foto is dit nie van liefde, van 'n oupa wat sê, maar ek is lief vir jou, en ons sing dit net daarmee, jy kan sien hoe hy was. Maar tog weet ek, daar's wroging, tog weet ek, daar's seer, tog weet ek, sy lewe was nie die lekkerste nie. En tog weet ek, sit hier mense vandag met trane. Tog weet ek, julle sit hierso met onsekerheid en seer, en wonder, en hartseer. En ek dink dis juis waar Psalm 42 inkom, wat ons almal ken as hierdie lied wat ons nou gesing het. Dit is so 'n mooi lied en dit is amper 'n geloofsbelijdenis, maar as jy die Psalm self gaan lees, dan is dit nie so mooi nie. Dan kom dit nie van 'n mooi plek af nie, dan kom dit nie van 'n plek af wat dit net goed gaan nie. Dit kom van 'n plek af uit hartseer, uit seer, uit alleen, uit 'n prentjie waar daar iets missing is. So kom ons lees die teks net. Psalm 42, ek gaan al 12 verse lees. Vir die koorleier 'n gedig van die Koragiet. Soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag sit ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het en gejuig het met lofgesange, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is vir my 'n helper en vir my 'n God. Uit my vertwyfeling roep ek na U hier.
van die Jordaangebied, van die Hebron gebied, van Kleinberg af, waarom waar die waters teen mekaar raas en waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan, tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek self in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese, en as my teenstanders my spot en elke dag na dag vir my vra, waar is jou God dan nou? Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer op hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Hierdie Psalm sing eintlik, ek smag na U, maar waar is U? Hy sing eintlik en sê, Here God, almal rondom my spot my eintlik en sê, ja, jy wat gesê het, God sal jou dra, waar is hy nou? Dit klink vir my so bekend, in die oomblik wat lewe swaar raak, is daar altyd iemand wat sê, jou God bestaan nie. Waar is hy dan nou? Kyk hoe swaar kry jy, kyk hoe seer is dit. God is nie daar nie. God bestaan nie. Hierdie psalmdigter skryf dit en hy sê, hy hoor al hierdie mense sê dit die hele tyd vir hom, Here God, waar is jy? Hoekom is jy nie nou hier nie? Hoekom is jy so ver? Hy skryf hierso, my rots, jy is veronderstel om my rots te wees. Waarom het jy my vergeet? Hy sê, dag en nag is my lyf vol trane. As jy die antieke taal gaan lees, dan sê hy eintlik, dag na dag is my ontbyt en my aandete net trane. Al wat ek het is hartseer. Hierdie is nie 'n mooi psalm om te sê dit gaan goed gaan nie. Ons sing die lied soos 'n wildsbok, smag na water, so smag my siel na U. Ons besef nie, dit kom uit 'n plek van alleenheid uit 'n plek van hartseer uit nie. Uit 'n plek wat meeste van ons ken. En deur die lewe gaan en allerlei dinge gebeur, maar tog voel ons nog steeds alleen. Ons het ons vriende en ons het ons mense, maar soveel goed gebeur en dan voel ek nog steeds alleen. En ek voel nog steeds, ek weet nie hoe om elke dag aan te pak nie. En vir elkeen wat regtig naby was aan Koenie Tannie, is ek seker die volgende ruk gaan voel, ek weet nie eers meer hoe om net elke dag na dag te gaan sonder hom nie. Vir julle kinders wat dalk gebel het vir raad, of dalk net gepraat het en net 'n plek gekort het om te gaan sit vir die kleinkinders, om te sê, maar nou kort ek net bietjie liefde, om na oom Koenie toe te kon gaan en te sê, maar hier gaan ek wees. Daai alleenheid, om te weet, ek kan nie meer gaan nie. Ek kan nie meer bel nie. Dis waar hierdie teks inkom, wat ons in Matteus lees, wat God sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. God sê, daai gaping wat daar is, daai leemte wat die dood laat, daar sal ek kom en dit vul. Daar sal ek inkom en in daai plek intree. Hy skryf, dan sê hy, eendag, weet ek, sal ek weer 'n lied kan sing. Eendag weet ek, sal ek weer voor God kan lofdans. En hy sê dit so half vanuit 'n plek uit wat hy sê, nou voel dit vir my alleen.
Maar eendag in die toekoms, as ek terugkyk op die tyd, dan gaan ek weet God was daar en ons almal weet mos nou hoe dit werk. As ek agter my kyk in die verlede en dan sien ek God se hand was nog altyd daar. Vir ons wat gelowig is dit so duidelik as jy in jou verlede inkyk om God se guidance te sien. Hy skryf hier, ek weet eendag in die toekoms gaan ek terugkyk na vandag toe en ek gaan sien God was met my. Ons praat so baie in die lewe van onthou jy die goeie ou dae. Wat as die goeie ou dae vandag is? En daarmee bedoel ek nie in hierdie treur nie. Maar wat is daai tyd wat ons na toe teruggryp? Die tyd is waarin ons nou leef. Met oom Koenie is dit juist die vraag wat ek wil opbring. Ons is so geneig om te sê, maar ek wou nog net een keer gesê het, ek is lief vir jou. Ek wou nog net een keer gesê het wat ek regtig voel. En nou kan ek nie meer sê wat ek wou sê nie. En nou is hy weg. En daarmee is dit juist, wat as ons wat hierso is, sê vandag vir die mense wat jy moet, ek is lief vir jou. Want anderste gaan jy dalk nie weer kans hê nie. En dit is dieselfde ding, moenie dat 'n kans verbygaan dat jy voor die Here kan kom en vir hom sê, Here God, ek smag na U nie. Ek kort U in my lewe nie. Moenie laat 'n geleentheid verbygaan om te sê, Here, maar ek moet oorgee en ek wil oorgee aan U nie. Want in die lewe is ek alleen en in die lewe trek ek swaar en in die lewe is daar net mense rondom my wat my aftrek. Maar ek kort U troosting. Ek kort dat U by my is. Ek kort dat U naby aan my is. Vandag wil die teks vir ons twee goed sê. Die eerste wat ek dink die psalmdigter hierso in die agterkant van sy teks wil sê is, wanneer ons op daai plek is, wat ons vol trane is, wat ons hartseer is, wat ons alleen voel, wat ons iemand afgestaan het aan die dood. In daai tyd voel ons alleen, maar God is met ons. In daai tyd wat ons regtig voel, maar ek kort nou nabyheid en liefde. In daai tyd gee God sy oorvloedige nabyheid, genade en liefde. En die tweede ding wat ek dink die teks van ons sê is, soos wat 'n wildsbok smag na water, dit wat hy nodig het om te leef, so moet ons ook leef vir die Here. Soos wat 'n wildsbok in die wild is en weet hy moet water kry, so moet ek en jy ook draai na die lewende water toe. En kan ons nie leef sonder dit nie. Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U hier vanuit die Jordaanvallei, uit die Hebronberg, uit die Kleinberg, waar waters te mekaar raas. Vertrou op God. As ons sê, dit voel of die lewe se golwe oor julle val.
en jy kry nie meer asem nie. Vertrou op God. As jy nie meer kan uit nie en jy weet nie waar om te gaan nie, vertrou op God. As dit voel asof die lewe net te veel raak, vertrou op God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teen ons skuldenaars is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir die huldeblyk. So hoe ons van nou af gaan gebeur, Stefan Fourie vir ons die huldeblyk doen, daarna sal ek die bedankings doen, en dan gaan ons afsluit met genade onbeskryflik groot. So, Stefan, sal jy vir my asseblief kom die huldeblyk doen. Is oom se naam Stefan? Van wat, julle het hom altyd dan nou die verkeerde naam, sy naam is Fanie man. Julle is verkeerd, ons is reg. Hulle sê vir my oom gaan dit vooraf doen, maar ek het nou, toe sien ek, dis iemand anders, ek gaan nou nie sê Fanie nie. Nou is dit pragtig oom, sterkte. Dankie vir die eer wat ek het om hier te kan staan. OK. Dankie. Dis moeilik, maar dit is 'n groot eer. Koenie was my vriend, my neef, my vertroueling. Ek wil begin deur Ilana se huldeblyk aan haar pa. Vandag is ons almal hier met swaar harte om pappa se lewe te vereer en te onthou wat so baie vir ons beteken het. Tyd was baie belangrik vir pa. Moenie 'n afspraak maak en laat wees nie. Of as hy vir jou gesê het, ons ry môreoggend 5:00, wees maar 4:30 reg, want hy sal staan by die hek en wag. Moenie laat wees. Jou dag en sy dag is dan omgekrap. Al is daar nog altyd tyd oor, dit bly omgekrap. Pappa, ons gesprekke en oproepe sal ek mis. Na wie moet ek nog gaan vir raad en planne, of om net te kan gesels? Die silverbakkie in die straat voor die winkel sal gemis word, want daar kon almal pappa kry vir 'n lekker geselsie. So het alles 'n tyd in ons lewens. Dankie dat pa die belangrikste aspek met ons gedeel het. Om pappa te verloor is om 'n gedeelte van ons eie lewens te verloor. 'n Lig wat ons daar verlig het. Pappa was 'n bron van liefde en goedheid met 'n groot omgee-hart. Pappa is nie meer met ons, maar ons het herinneringe wat ons vir die res van ons lewens saam met ons sal dra. Kom ons vier vandag sy lewe en onthou die mooi pappa. Pappa sal altyd onthou word. Rus sag tot ons weer ontmoet. Karel, Ilana en Kayla.
Ilse, die middel ene. Ons vat hom so op die ry af. Oupa Koenie, vandag neem ons met swaar harte afskeid van ons geliefde oupa Koenie. Dit is moeilik om in woorde uit te druk hoeveel hy vir ons beteken het en hoe groot die leemte is wat hy in ons harte laat. Oupa Koenie was 'n vriendelike, behulpsame en liefdevolle man wat altyd daar was vir sy familie en vriende. Hy het 'n hart van goud gehad en was altyd bereid om te help waar hy kon. Hy was 'n man vol wysheid en goeie raad en baie van ons het na hom opgekyk vir leiding, ondersteuning en bemoediging. Sy grootste trots en vreugde was sy kleinkinders. Oupa Koenie het elkeen van hulle innig lief gehad en dit gewys deur sy liefde, omgee en belangstelling in hul lewens. Die spesiale herinneringe wat hulle saam geskep het, sal vir altyd gekoester word. Ons sal sy warm glimlag, sy vriendelike woorde en sy liefdevolle teenwoordigheid altyd onthou. Al is hy nie meer by ons nie, leef sy liefde, sy waardes en sy nalatenskap voort in elke lewe wat hy aangeraak het. Oupa Koenie, dankie vir alles wat jy vir ons was. Dankie vir die liefde wat jy so vrylik gegee het, die raad wat jy met ons gedeel het en die voorbeeld wat jy gestel het. Ons is dankbaar dat ons die voorreg gehad het om jou lief te hê en deur jou liefgehê te word. Rustig, oupa Koenie, jy laat 'n leemte wat nooit gevul sal word nie, maar ook herinneringe wat nooit vergeet sal word nie. Jy sal vir altyd geliefd wees, vir altyd gemis word en vir altyd in ons harte voortleef. Met liefde, Ilse, Godwan, Eywa, Medwin en Lee Wandrey. Itasha, die vreesaanjaende wind en waterskade van die 8ste en 9de Mei met die groot bome wat geval het. As ek by die spesifieke groot boom by Ellenblaai verbyry, voel dit asof die wind nog nooit opgehou het nie, tot en met die 28ste Mei om 14:20, toe daar waar Keisha en Kisante se rots ons groot boom geval het nie. Keisha en Kisante was wel hul oupa sy eerste kleinkinders, maar almal was sy oogappels. Die kleinkinders het my harde pa 'n sagte lammetjie kom maak. Niks was ooit te swaar of te moeilik vir hom. Ek gaan daddy se silly kuiertjies voor die vuur of om die kombuistafel mis. Die foonoproep om te vra wat die bande se druk moet wees. Al het papa dit net 3 weke terug ook vir my gesê. Oupie se kleinkinders smag om net weer vir oulaas te hoor. Elise Bokkie, wat wil hulle hê? En as oumie klaar gesê het, nou maar vat die bakkie en gaan koop vir hulle. Daddy, oupie, ek, Keisha en Kisante sal vir altyd dankbaar wees vir al jou liefde, tyd en kennis wat jy in ons ingeploeg het. Rustig, oupa, ons gun jou die verlossing van die wêreld se seer. Ons kom by Rachel. Waar is dit, Rachel? Rachel, oom Koenie het vir jou 'n spesiale naam gehad. Lagkind. Altyd 'n glimlag, altyd 'n laggie. Dit was sy naam vir jou. Sjoe, waar begin mens? Vir my was oom Koenie soos 'n tweede pa. Van dit ek vir die eerste keer saam met Ilana op die plaas gaan kuier het, 33 jaar gelede, was oom Koenie en tannie Elise se deur altyd oop vir my. Hulle het my behandel soos hulle eie kind.
Ek het saam met oom Koenie vir die heel eerste keer in 'n groot lorry gery, 'n Scania. Oom Koenie het ook geweet hoe om 'n bakkie op 'n grondpad te ry, maar stadig was nie deel van dit nie. My laaste jaar en 'n half op skool het ek by hulle gebly. Saterdae-aande langs die braaivleisvuur het ons hartsake gepraat en oom Koenie sou raad gee. Sondag na kerk het ons lank om die etenstafel gekuier en sommer oor alles en nog wat gesels. Ons 4 kinders sou dan besluit het wie was, wie droog af en wie pak weg. Oom Koenie het die dag van my matriekafskeid hulle wit BMW mooi laat was en ek self mooi opgedres om my te vervoer vir die groot aand, so ewe met 'n das. Dit was so spesiaal en het ongelooflik baie vir my beteken. Oom Koenie was die toonbeeld van positiwiteit en deursettingsvermoë. Hy het eenvoudig nie geweet van moed opgee nie. Hy was 'n vegter en by hom het ons geleer dat jy enige storm met die regte gesindheid kan trotseer en oorkom. Hy het altyd die goed in ander mense raak gesien, selfs al het hulle dit nie verdien nie. Hy het almal wat hy teëgekom het met dieselfde vriendelikheid en respek behandel. Hy sou sy laaste bietjie vir sy medemens gee. Oom Koenie, jou lewenslus, vashou vermoë, veggees, geloof, sagaardigheid, hardkoppigheid en liefde sal ek altyd onthou. Oom het gelewe vir tannie Elise, die kinders en die kleinkinders. Hulle was oom se rykdom, oom se trots en oom se alles. Rustig oom Koenie, ons gaan jou mis, maar ons weet jy jubel en dans by Jesus se voete. Oom kan in vrede rus, die kinders sal mooi na tannie Elise kyk. Ek is baie lief vir oom, totdat ons mekaar weer sien. Dominee het net ook gesê, hy het nie vir oom Koenie geken nie. Dominee, as jy dit nou geluister het, dit is wie Koenie van der Berg was. Almal het geglo, Koenie is 'n harde mens. Ek het hom anders geken, ook as 'n harde mens, maar 'n harde mens met 'n baie klein, sagte hartjie. Baie van daai harde mens was voorgee. So, dit is hoe ek hom sal onthou. En as ons in die bakkie gesels het, Elise, Koenie het vir my persoonlik gesê, 'n beter vrou kon die Here nooit vir hom gegee het nie. Die uithou vermoë wat jy gehad het, om hom elke dag te versorg, hoeveel keer Kaap toe te jaag met hom, om elke week oorgevat het vir dialyse, en elke dag dieselfde mens, dieselfde glimlag, dieselfde gesig, geen swaar kry, moedeloosheid of te veel gevra nie. Dankie daarvoor. Ja, en dan moet ek byvoeg, waar is dit Lammie? Koenie was baie ondeend. En Lammie, ja, dit was ek en Koenie wat die 1976 specials op jou winkel se venster gesit het. So, Koenie het altyd iets gesoek om iemand te poets te bak. Al was sy lewe nie maklik nie, sy lewe was moeilik. Maar ek het een ding by hom geleer, hy het vir my gesê, Stefan, as jy pyn het, kan jy pille drink. Maar as jy siek is, en jy kan nie gesond word nie, help 'n pil niks. So, daardeur het ek geleer, as jy pyn het, glimlag en sê, ek is gesond. En om koos, jy sal hom net so onthou. Baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om hier te kon staan vandag.
Ek is gevra om net die bedankings ook te lees. Die familie sê dankie vir die gebruik van die kerk. Die kerk sal Dominee Hendrik, die wijkslede met die voorsiening van die verversings, familie en vriende, geliefdes, elke oproep, boodskap, persoonlike boodskap en drukkie. Ons familie waardeer dit opreg. Die personeel van Beebron dialyse eenheid, Life Bayview ICU eenheid, Dr. Lee Jones, Dr. Hassan, Dr. van der Merwe, de Wit begrafnisdienste wat alle reëlings namens die familie oorgeneem het. 'n Spesiale dank aan ons superwoman van 'n ma en ouma wat vir 46 jaar nie vir een oomblik opgegee het nie. Of om eendag te kla of moegheid of verantwoordelikhede as vrou, ma en ouma, tannie, winkeleienaar en huisvrou nie. Van vroegoggendure vir pappa vervoer het na dialyse en terug, haar verantwoordelikhede in die besigheid gaan volstaan het. Ouma en onderwyser wees na skool en elke aand steeds gesorg het vir 'n warm bord kos. Alles binne 'n 12 ure dag. Ons waardeer Mamy en beloof om Mamy verder op ons hande te dra, nes pappa gedoen het. Ons Eyster van die dialyse eenheid, jy het nooit gehuiwer om te help, aanddiens of afdiens. As daar 'n probleem opduik met pappa se pot, was dit nooit 'n uitdaging vir jou om te help nie. Pappa het uitgesien om te gaan as hy weet jy is aan diens. Jou bemoediging, bereidwilligheid, liefde vir jou oom, soos jy hom genoem het, gaan nie ongesiens verby nie. Oom Pieter de Wit en oom Henny Radyn, hulle geselsies in die bakkie het Koenie regtig geniet en waardeer. CBL 5555 gaan beslis gemis word met julle, manne se geselsies. Baie dankie vir elke persoon vandag teenwoordig, om hulle laaste eer aan Koenie van der Berg te toon. Ons familie is trots om te kan sien in hoeveel mense hy 'n verskil en bydra kon maak. Vir julle as familie, van die kerk se kant af, wil ek ook net sê, ons bid vir julle, en as daar ooit iets is, waarmee ons kan help, kan julle net laat weet. Sterkte vir elkeen wat hierso is, wat treur. Die bedankingsbrief sluit af met die woorde, ons as familie is trots om te kan sien hoeveel mense hy 'n verskil of bydra kon maak. En as ek so kyk, dan het hy 'n groot impak in baie mense se lewens gehad. Maar die grootste sit hier voor by julle. Ons gaan nou afsluit met die lied Genade onbeskryflik groot. En daarna gaan ek vra Tannie Elise en die kinders elkeen vir ons versie uit te blaas, soos ons ook dan nou daarna na buite beweeg. Dankie, kom ons staan.
ontvang die seën van die Here, die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees is met jou van vandag af tot die uiteinde van tyd. Amen. Kan julle bly net so staan, as hulle kersies uitgeblaas en dan beweeg die familie eers uit.